want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Goeiedag geliefdes. Dit was heerlik om 2 weke van Pinkster te vier en oor die Pinkster tema te gesels. En nou kom die tyd van wat genoem word koninkrykstyd, die tyd waarin daar gegroei word. En hierdie week wil ek saam met jou net stil staan bietjie by die tema van meer. Want hierdie woord wat ons het, hierdie geloof wat ons het in hierdie God van hierdie woord, daar is altyd meer. Dit gaan altyd oor meer. En vandag wil ek begin deur vir Petrus aan te haal in 2 Petrus 1 hiervan vers 5 tot 8. Dit is so wonderlik hoe hy daar so in die eerste paar verse sê dat ons geloof een van die kosbaarste gawes is wat ons ontvang het en dat ons deel kry deur ons geloof aan die goddelike natuur. Dis nogal iets om oor later te gesels, maar ons het nie nou die tyd daarvoor nie. Maar dan kom hy en hy sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar tot liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Geloof is 'n persoonlike ding. En elkeen van ons wil geloof as 'n persoonlike ding hê en ken. En dit is so, dit begin op 'n persoonlike vlak. Maar as ons Paulus of vir Petrus lees en ons verstaan hom reg, dan kom ons agter, ja, dit begin by die enkeling. Dit begin by persoonlik. Dit begin by 'n geweldige innerlike, persoonlike ervaring van vrede en van geluk en van hoop en van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Maar dan kom hy met hierdie tweede gedeelte wat ons vandag saam gelees het en daarmee sê hy, maar dit kan nie daar bly nie. Dit moet meer word. Nie net moet, hy praat van die dinge wat verryk moet word, waarvoor alles in die stryd gewerk moet word. Die geloof moet verryk word met deugsaamheid en kennis en selfbeheersing en so volg die een op die ander ene. En dan kom hy uit en dan gaan ons uitkom by godsvrug en wanneer ons die godsvrug het, dan is daar liefde onder mekaar en dan is daar liefde vir ander mense. So 'n geloof wat klein is binne in 'n mens self, wat persoonlik is, wat innerlik is, wat privaat is 'n ding wat volgens die woord, volgens Petrus, uitkring en uitkring en uitkring, daar is altyd meer. Dit val my so op as hy in die 8ste vers sê, as julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Wie van ons wil nie die Here Jesus Christus beter leer ken nie? Dis hoekom ons so saam is. Dis hoekom ons saam kom in ons eredienste en in ons klein groepe en in ons Bybelstudiegroepe en in ons huiskerke of wat ons dit ook al wil noem. Ons kom daar by mekaar want ons wil die Here Jesus Christus beter leer ken. Maar dit gaan nie net kom deur kennis nie. Dit gaan kom om met, soos Petrus dit hier in hierdie teks sê, met ywer alles in die stryd te werp, om die een ding te verryk met die ander, totdat dit uitkom, nie net by onsself nie, nie net by ons naaste nie, maar ook by die liefde vir alle mense. Is daar meer
aan ons geloof? Is daar meer? Dink jy daar is meer aan jou geloof? Daar is altyd. Mag jy hierdie woorde van Petrus ernstig opneem. Maak hierdie teks jou eie. En sorg dat jy meer word. Nie in meerwaardigheid nie. Nie in superheiligheid nie. Maar in 'n geloof wat uitkring tot liefde vir alle mense. En dan kom die beter ken van Jesus Christus ons Here. Mag jou geloof nie net persoonlik bly nie, maar meer word. Shalom. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer